Goeiemôre gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens. Kom ons begin, dan sing ons so 2 liedere saam en ons loof en ons prys die Here. Tot in aarde om bij te
meer werd as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys. My hande op het om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ons lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God. Goeiemôre vir die wat nou ingeskakel het. Kom ons begin met die aankondigings. Ons dink aan almal wat hierdie week verjaar, die komende week wat kom. Ons is ook geseën dat my seentjie vandag verjaar. Aubrey, baie geluk met jou verjaarsdag. Aan elkeen wat verjaar, baie geluk en mag dit 'n wonderlike dag wees. Ons dink aan almal wat iemand in die dood moes afstaan, wat aansterk na operasies. Kom ons bid as gemeente saam vir elkeen wat deur 'n moeilike tyd ook gaan met dit. Ons dink aan julle en ons bid vir julle. Julle sal sien, diens vir barmhartigheid benodig ook warm klere, skoene en ook komberse. En daar's ook 'n hele reeks van kosprodukte. As julle het, kom skenk asseblief, koop sommer 'n pakkie ekstra iets en kom laai by die kerkkantoor af vir die mense wat dit nodig het. Ons herinner julle dat daar weer lekker droë vrugte is en konfyt en beskuit in die kerkkantoor. Geen net 'n lei daar vir Petro van Net en dan maak ons vir julle 'n heerlike pakkie op wat julle kan geniet. Ons het wegneem ete, aangesien dit hierdie week so lekker koud was. Ons het 'n beesvleis curry en rys en ons maalvleis jaffles en sjokoladepudding. Bestel asseblief by die kerkkantoor, die bestelling sluit maandag. Bel en bestel en dan eet ons almal lekker saam weer die 30ste Julie aan die wegneem ete. Kom ons begin vanoggend op die regte manier as ons die fotum saam luister. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die God van lewe, oorwinnaar oor die dood en gewer van die Heilige Gees, groet ons vanoggend met genade en met vrede. Goed, vandag gesels ons ook oor emosies. Emosies is daai goed daar binne jou, wat jy nie regtig kan verduidelik nie, wat niemand behoorlik verstaan nie, en vir alles goed met ons gebeur, dan het ons verskillende emosies wat hier binne ons is. Hoe meer goed gebeur, hoe voller word 'n mens van hierdie emosies. Kom ons dink aan 'n paar goedjies wat verander en wat vir ons hierdie emosies gee. In die eerste plek natuurlik 'n groot ene, COVID. Sjoe, ons het so baie veranderinge gehad. Die skole sluit, dan is die skole oop, dan het ons sessies, dan kan ons nie by maatjies gaan speel nie. Dan is ons maatjies lelik met ons. Dan is mamma en pappa by die huis, o jene, en hulle stres. Dis genade, dit gaan bietjie rof by die huis. Mamma en pappa vir ons groot mense, ons worry oor die geld, ons worry oor al die dingetjies wat verkeerd gaan. En dit is vir ons 'n groot ding en ons sukkel daarmee. As jy nie hierdie emosies uitwerk nie, as jy nie gesels daaroor nie, dan raak dit net meer en meer en meer. Nou met emosies werk dit so, as jy nie jou emosies uitsorteer nie, dan kan die kleinste dingetjie jou emosies groter en groter laat word. En die probleem daarmee is, die kleinste ou dingetjie soos jou skoen wat weg is, kan veroorsaak dat alles net te veel word. En dan kook dit alles oor. So wanneer jy dan al hierdie emosies beleef, hoe klein of hoe groot dit vir jou voel, gaan praat met iemand daaroor, gaan praat met mamma, met pappa, met 'n onderwyser, tannie Solet, met iemand wat jy vertrou. Maar wees ook bietjie geduldig met ons groot mense, ons beleef ook hierdie dinge, dis vir ons ook moeilik. Gaan teken vir jou prentjie, skryf iets neer, maak iets mooi. Dis belangrik dat jy weet dit wat jy daar binne-in voel, het waarde. Moenie dit net afskryf nie, gaan praat daaroor, sodat jy nie ook so borrel nie.
En om dan gaan praat met God. God verstaan baie meer en weet baie meer wat binne jou aangaan as jy self ook. Kom ons gaan sing dan tot eer van die Here wat meer verstaan as wat ons ooit sal kan dink. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd, God van die eeuwe, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons lief het, altyd getrou. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat terugkeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. Ons is gebroken, U die geneeser, Jesus verlosser, redder en vriend. Ons vra die vraag, U is die antwoord, ons die verdwaaldes, U is die weg. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat terugkeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waardig is die Lam wat terugkeer, al die lof, aanbidding en ere, kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. Kom U toe, o Heer. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Liewe Heer, dankie dat ons ook op hierdie manier by mekaar kan wees en die woord kan oopslaan. Here, U ken elkeen van ons wat vanoggend luister. Ons vra dat U vir ons harte sal oopmaak, dat ons werklik sal hoor wat U vir ons wil sê. Dankie Heer dat ons kan weet U is teenwoordig. U is daar in die donker plekke, wat ons baie alleen voel. Dankie dat ons kan weet dat U ons nooit alleen los nie. Amen. Ons lees vanoggend saam uit Psalm 18 uit. Psalm 18. Ons gaan daar lees vanaf vers 1 en dan gaan ons spring na vers 17 toe. Kom ons lees daar saam in Psalm 18. Vir die koorleier, 'n lied van Dawid, die dienaar van die Here. Hy het die woorde tot die Here gerig op die dag toe die Here hom gered het uit die mag van al sy vyande en uit die mag van Saul. Hy het gesê, ek het U baie lief, Here, my sterkte. Die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting. Onder bespotting roep ek na die Here, dan word ek van my vyande verlos. Bande van die dood het my omsluit, strome van onheil het my verskrik. Bande van die doderyk het my vasgetrek. Strikke van die dood het my bedreig. In my nood roep ek na die Here. Ja, ek roep om hulp na my God.
In sy paleis hoor hy my geroep. Ek roep na hom om hulp en hy luister na my. Dan vers 17. Van bo af het hy sy hand uitgestrek en my gegryp, my uit geweldige waters uitgelig. Hy het my gered van my vyand wat sterk was, van my haters, toe hulle vir my te magtig was. Die dag toe hulle my aangeval het, was my ondergang naby. Maar die Here het my daarvan bewaar. Hy het my in vryheid laat uitgaan, my gered, omdat hy my liefhet. Die Here het aan my reg laat geskied. Hy het my onskuld aanvaar, want ek het die wil van die Here gehoorsaam, en my nie teenoor my God skuldig gemaak nie. Ek het my deur al sy bepalings laat lei, en nie van sy voorskrifte afgewyk nie. Ek was opreg voor hom, ek was op my hoede, teen enige ongeregtigheid. Die Here het aan my reg laat geskied, want ek was onskuldig in sy oë. U betoon u getrou teenoor die getroue, opreg teenoor die opregte, rein teenoor die reine, maar u verwerp die huichelaar. U red die verdrukte volk, u verneder die trotses. U Here laat my lamp helder skyn, my God gee lig, as dit donker is om my. Met u hulp loop ek 'n oormagstorm. Met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Wat God doen is volmaak. Wat die Here sê is suiwer. Elkeen wat by hom skuilings soek, beskerm my. Waarlik, wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots. God omgord my met krag. Hy maak my pad voorspoedig. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my stewig staan. Tot sover. Nou ons ken vir Dawid baie goed, ons lees gereeld sy psalms. Ons ken natuurlik Psalm 23 verskriklik goed en ons sien hoe hy as 'n skaapwagtertjie deur donker dieptes moet gaan en hy noem dit pertinent ook. Hy praat ook van die herder Here wat hom lei, wat hom help, wat hom beskerm en ons beleef God se liefde veral in die Psalm. God wat omgee, God wat lei, God wat beskerm. 'n Groot deel van Dawid se grootmens lewe het met oorloë te doen gehad. Hy moes teen vyande van God se volk veg. En dit begin al toe hy 'n klein seentjie was en ons almal ken die storie toe hy Goliat moes verslaan het met sy slingervel en sy klippies. Toe was dit nie lank nie voor hy een van die suksesvolste aanvoerders was in koning Saul se leer en hy moes oor en oor op slagvelde homself bewys. Toe kom daar 'n periode waarin Saul hom wou doodmaak. Saam met 'n klompie ander uitgeworpenes moes Dawid vir lang tye vlug vir Saul se leer. Hy moes in die berge in die grotte in, woestyne in, wegkruip. Hy het selfs asiel gaan soek by die Filistyne. Toe was daar weer 'n episode waar die klomp harde manne Dawid weer wou doodmaak, omdat hulle gevoel het hy was verantwoordelik vir die teëspoed wat hulle getref het. Toe Dawid uiteindelik koning oor Israel geword het, was daar weer oorloë teen die heidene, waarby hy betrokke moes wees. 'n Leeftyd van stryd, van oorlog teen allerlei vyande. Natuurlik was Dawid nie betrokke in dit omdat hy 'n oorlogsugtige koning was nie, eintlik alsbehalwe. Maar hy het dit gedoen in opdrag van die Here. Hy het vir hom hierdie taak gegee en hy het gedoen wat God van hom vra. Kan julle net indink, hierdie benoude oomblikke wat in Dawid se lewe moes gewees het, al hierdie jare, hoeveel kere Dawid die dood in die oë gekyk het, hoeveel keer sy hele lewe ontwrig is, hoeveel bekommernisse, slapelose nagte hy moes gehad het, oor die vrouens, die kinders, die volk van die Here. Hoeveel kere het situasies nie vir hom menslik hopeloos gelyk nie. Dis ook omdat hy sy taak getrou gedoen het, wat Dawid soos min ander voor hom en na hom persoonlik 'n teken vir mense geword het, soos Saul.
Dit laat ons eintlik dink as ons hoor van die teiken aan Jesus Christus, wat ook spesifieke teiken was van sy vyande, van mense rondom hom. In ons teksvers beskryf Dawid hierdie verskriklike benoudhede waarin hy is, met duisternis. Hy gebruik die term duisternis en hy praat van donker, wat 'n sprekende woord is. Want mens assosieer donker met dinge soos vrees. As jy in die donker is jy bang. Jy's magteloos. As jy in die donker is, kan jy eintlik maar niks doen nie, want jy kan niks sien nie. Jy's koersloos, want jy kan nie sien die pad wat jy moet loop nie. Donkerte is eintlik 'n demper op 'n mens se lewe en dit keer dat jy bepaalde goed kan doen. En selfs kinders van God, soos Dawid, 'n man na aan God se hart, het die donkerte in sy lewe. Ek dink elkeen van ons wat vandag luister, ken hierdie donkerte. Dis nie 'n letterlike donkerte nie, maar 'n figuurlike donkerte. Die donker van swaar kry. Die tye in jou lewe wanneer jy net geen lig sien nie. Wanneer jy magteloos voel. Wanneer jy werklik net nie weet waarheen moet jy nou gaan nie. Wanneer alles vir jou net te veel word en jy voel jy wil breek. Veral in hierdie laaste jaar en 'n half van COVID wat ons beleef het, die sterftes, die verandering. Soos ons nou net gesien het met die familiemoment, is daar baie dinge wat so vinnig verander waarmee ons moet cope, soos die Engelse sê. Die eerste maand het ons vir mekaar gesê, net 'n klein rukkie, dan sal alles weer reg wees. Ons sit ons koppe neer, ons gaan vorentoe, ons bly stoei, ons probeer regop bly vir almal, vir vriende, vir familie, vir ons kinders, vir ons ouers. Ons probeer positief bly. Ons het al soveel mense aan die dood afgestaan. Net as ons dink dat alles weer bietjie normaal raak, dan kom maar weer nuwer gevalle en die vlak skuif alweer op. En dan gebeur daar dinge soos laasweek, wat ons hierdie plindery sien, en ons wil regtig eintlik maar net in 'n hoopie gaan sit en huil, want Here, ons kan net nie meer nie. Ek sing nou die dag kliphard saam met Avicii, so wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. Ek besef, ons almal wag vir alles om weer normaal te word. Ons het al gepraat oor 'n nuwe normaal, oor dinge wat nou anders is, maar het ons al in hierdie tyd gevat om deur ons emosies te werk? Het ons al tyd gemaak en gaan kyk wat binne in ons skuil? Hoe lyk die donkerte tans in jou? Kyk jy na jouself? Of weet jy maar soos die stoomtrein net aanhou stook en stook om te oorleef in hierdie tyd? Dit is maklik om te sê ons kyk na onsself as alles verby is, maar intussen word dit net meer en meer donker binne ons. Johan Laten, baie bekend aan meeste van ons, hy is deel van Depressie 101 en praat gereeld van hierdie donkerte wat jou omvou as die depressiwiteit jou toewurg. Dana Snyman het die swart hond wat mense bewus maak van depressie na die selfdood van sy verloofde. Werk jy deur jou donkerte? Donker is beslis nie iets lekker nie. Klein kindertjies wil soms nie alleen kamer toe gaan nie, want dit is donker in die gang. Hulle is bang vir wat daar skuil, in die kas, onder die bed, die donkerste plek in die kamer. Is jy die lig wat ons laat veilig voel, wat ons laat gemaklik voel. En ons is waarskynlik nie die enigstes wat so voel nie. 'n hele paar maal in die Bybel, dan verkies God die lig bo die donkerte. Maar ons kan maar erken dat ons ook maar hierdie donkerte, hierdie duisternis voel. Ons is ook maar te bang om te gaan kyk wat daar rondwaal in die donker. Maar wat doen ons as die donkerte, die duisternis ons oorval? Toe Dawid benoud was, het hy die Here geroep. Dis mos wat God se kinders doen, jy roep die Here.
En of so sing hy in hierdie lied, het die Here hom kom help. Hy het gekeer dat Dawid nie in die hande van sy vyande val nie, dat hy nie doodgemaak word nie. Hy het vir Dawid krag gegee om te veg, hom sterk gemaak, sodat hy kon wen. En hy het Dawid koning laat word, sodat sy mag gesien kan geword, en dat sy vyande magteloos is, sodat hulle niks teen hom reg kry nie. Wat ons wel moet oplet is, die Here het nie gehelp deur iewes skielik hierdie oorlog, hierdie benoudhede net weg te vat met 'n wonderwerk nie. Hy het vir Dawid krag gegee om te oorleef. Krag gegee om aan te gaan, om uiteindelik na alles te kan wen. Hoekom het die Here vir Dawid gehelp? Dawid sê dat die Here hom gehelp het, omdat die Here hom liefhet. En omdat hy wat Dawid is, reg gelewe het, en die pad saam met die Here getrou geloop het. Sy gehoorsaamheid verdien nie die Here se goedheid nie, maar is 'n teken dat hy 'n kind van die Here is. En die hemelse Vader help mos sy kinders. En God se hulp word nou hier in ons teksvers vergelyk met lig. Hy laat my lamp skyn. Hy gee lig as dit donker is om my. Daar is soveel beeldspraak in hierdie uitdrukkings. 'n Lamp en 'n lig is byvoorbeeld beelde van lewe, van vreugde. 'n Huis waar die lamp brand, is daar 'n huis waar daar lewe is. 'n Gesin is, 'n familie is, waar daar liefde is. In die koningstyd in Israel word konings wat God vir sy volk gegee het, ook beskrywe as lampe, wat vir mense die pad wys. As Dawid dan sê dat God sy lamp laat skyn, dan beteken dit ook dat die Here sy koningskap sterk maak en laat bly staan. In die Bybel is lig wat die donker wegvat. Soos die son wat opkom en die nagdonker wegjaag. Ook 'n beeld van uitredding uit nood wat die Here gee. 'n Beeld van verlossing, van uitkoms. Nou die dag ry ek en my seuns na hulle ouma toe, en terwyl ons ry, toe sê my wyse 8-jarige Abri, maar mamma, ek verstaan nie so lekker nie. As ek kyk hoe pappa vuur maak, dan brand dit altyd uit. Die son is dan ook 'n groot bol vuur met 'n klomp ontploffings. Dit is ook mos eintlik veronderstel om uit te brand. En in daai oomblik is ek verbaas oor sy wysheid en oor God se almag. Oor dit wat God doen. Dat hy hierdie son vir ons gegee het wat nooit uitbrand nie, sodat ons nooit in die donker hoef te wees nie. In Genesis 1 sien God hierdie chaos wat oral heers en hy wil orde skep. En die heel eerste ding wat hy doen is, hy maak die lig. As ons onsself vir 'n oomblik kan indink, nog nooit vir een oomblik was daar iets anders nie, dis leeg, dis chaos, dis donker, en toe sê God, laat daar lig wees. En daar skyn die helderste ligstrale. Maar lig kan nie op sy eie bly bestaan nie. Al is dit hoe mooi ook al, dit moet 'n bron hê. En daarom skep God die ligdraers. Die son, die maan, die sterre is verantwoordelik om hierdie lig aan te hou skyn. God wil nie net 'n oomblik van lig laat sien nie. Hy wil eintlik die duisternis heeltemal verdryf. En daarom laat hy nie net die lig deurbreek nie, hy maak ons ook eintlik hierdie draers van die lig. Soos 'n bietjie verder aangaan, toe God nou klaar geskep het, was daar hierdie wonderlike tonele, daar was nie meer chaos nie, daar was nie meer duisternis nie, en God se teenwoordigheid het alles gevul. En toe kom die mens, en God wou gehad het dat hy elke dag in hierdie lig loop, sonder die duisternis. Maar daar was nog steeds 'n stukkie donkerte. Die skaduwees het hulle oorval, en ons almal weet wat in Genesis gebeur. Ruk later, julle paar jare, het die lig weer deurgebreek in die duisternis, in die mees onverwagse manier. Toe 'n 14 jaar oue dogtertjie op 'n natuurlike manier nie swanger geword het nie, maar 'n bo-natuurlike manier en God se seun in die wêreld gebring het. En daar kom die lig toe weer, deur die donkerte. En daar op daardie oomblik is daar ook ligdraers aangestel wat hierdie boodskap moet verder dra. Die lig het in daardie nag verskyn en die engele het gesing en die mense moes dit wat hulle beleef het verder weer vat en God se lig
verder laat uitgaan. As ons in Matteus lees van die geboorte, dan weet ons natuurlik, daar was donkerde, Herodes wou die kindertjies doodmaak, om hierdie lig weer dood te maak. Maar dit het nie gebeur nie. En later weet ons, dat die grootste donkerte gekom het, toe daardie einste babatjie, alleen op die kruis gesterf het. Alleen in die donkerte. Maar God kom weer, en hy laat die lig deurbreek deur die donkerte, uit die donker graf, uit die dood. En Jesus staan op. En daarom kan ons lewe. Selfs in die donkerste uur van die geskiedenis van die mens, kom die Here en laat die lig deurbreek. So wat kan ons vandag doen? As ons hierdie donkerte voel, as hierdie donkerte ons omsingel, in die eerste plek gaan soek die lig by God. Moenie op allerhande plekke gaan soek nie, maak jouself 'n prioriteit en gaan klop by God aan. Lees sy woord, praat met hom. Dit is belangrik dat jy jouself 'n prioriteit maak. Doen iets waarvan jy hou, waar jy die lig ervaar, of waar jy dit sien of beleef. Vir Dawid, sien ons, was dit baie keer in die lofprysing, en ons lees dit in die psalms. My een kollega vind dit in die stilte, die ander een langs die see, en saam vind ons dit baie keer in musiek. Natuurlik hoor ek God se stem die beste wanneer ek 'n bietjie my tekkies aantrek en gaan draf. Ek lees op Facebook, iemand skryf, when you are hanging by a thread, make sure it's the hem of his garment. Selfsorg is baie belangrik. Dit is nodig om ons regop te hou. Wanneer jy voel jy kan nie meer nie, as jy aan daai dun draadjie hang, sorg dat dit aan God se garment is, soos die Engelse sê, waaraan jy vashou. Hy is die lamp wat ons die lig wys. Gesels met iemand oor jou donkerte. Daar's natuurlik hierdie tydelike donkerte wat mettertyd weggaan. Gesels met familie, met vriende, gemeentelede, dominee, werk saam deur daai donkerte. Maar as 'n donkerte, daar is 'n donkerte wat langer hou. Die donkerte waarvan Johan Laten en Dana Snyman en baie ander depressieleiers skryf. Moenie stil bly nie. Gaan soek help. Jy is nie alleen nie, daar is baie mense wat bereid is om met jou te help. As jy onseker is, kom gesels met een van ons. Ons kan vir jou die regte pad wys. Ons is hier vir jou. Om die lig in die donkerte te sien is vir my 'n teken van hoop. En ons moet hierdie lig wees, hierdie hoop vir ander mense. Want God het ons aangestel as ligdraers. Ek wil vandag vir julle vra, wees bedagsaam, wees vriendelik, wees liefdevol met ander mense. Jy weet nie waar hulle tans is nie. Jy weet nie hoe donker dit binne hulle is nie. Gee hoop. Hoop waar mense mekaar help. Hoop is daar waar mense mekaar help en hande vat. Gee hoop, praat oor God, praat oor wat God in jou lewe gedoen het. As 'n mens hoop hoor, kan mense anders dink. Anders as om te dink aan Joe Black se liedjie nie. En ek sing dit gereeld vir myself in die kop. Ek het so klomp goedjies uitgehaal daar, 'n paar van sy woorde van die liedjie. Luister hierna. Hy sing hoop. Wat is hoop? Dis die wens dat die son weer opkom. Dis dat vrede by ons uitkom. Dis die samesyn voor 'n wêreldbeker eindstryd. Dan is die refrein, daar's 'n oorlog hier binne my. Dis vir jou wat teen jouself beklei. Ek sê vir jou, jy is goed genoeg. So bring die hoop weer terug. Jy is die lig in die donker gang. Jy is die baken wat op die heuwel staan. Ek sien die mens wat jy nog kan wees. So bring die hoop weer terug. Wat is hoop? Dis as ons harte na mense terugdraai. As jy struikel, sal jy weer opstaan. Wees die hoop. Steek jou hande uit na mekaar. Hoop. Dis 'n stem wat sê, as jy moeg is, sal ek jou dra. Bring die hoop weer terug.
As ons kyk na die laaste 2 weke se gebeure, het ons hoop gekry, nie in politieke leiers wat beklei, wat goed sê, wat nie goed nie sê nie, ons het hoop in mekaar raak gesien. Ons het gesien hoe mense mekaar dra, mense help skoonmaak, mense opstaan, mense wag staan. Ons het gesien hoe mense kos stuur, bid, finansiëel help. Dit was hierdie aaklige ding wat in ons land gebeur het, maar daar het hoop daaruit opgevlam, wat niemand kan uithoof nie. Ek eindig af. Om gehoorsaam te lewe beteken nie dat jy nooit donker te gaan hê nie. Dit gaan nog steeds in jou lewe wees. Maar daar is 'n variasie op hierdie stuk wat ons gelees het en dit kom uit 2 Samuel 22. In 2 Samuel 22 staan daar dat die Here nie net die lamp is nie. Hy gaan nie net hierdie lamp laat brand in die donker nie, maar hy is die lamp vir jou op jou donker pad. Wat bring vir 'n kind van God lig in die donker? Die teenwoordigheid van die Here. Die wete dat die Here by jou is in jou donkerte. Dat hy jou nie alleen laat nie. God is lig en geen duisternis en is in hom nie, lees ons in Johannes. En dan wat ons Here Jesus Christus by 'n geleentheid gesê het, ek is die lig vir die wêreld. In die verskriklikste donkerte van die lewe, so sing Dawid in hierdie Psalm, het hy na die Here geroep, die Here het hom gehelp, vir hom 'n lig gegee, omdat God lief is vir hom, het God vir hom 'n lig geword op sy pad. Amen. Kom ons lei die oor dan, bid ons saam. Here, help ons om ook in die tye van ons lewe waar dit donker is, na U toe te draai. Help ons om te praat, uit te reik na ander. Heer, dankie dat ons weer kan weet dat U die lamp is wat vir ons lig gee. Help elkeen van ons om ook so te lewe, dat ander mense hierdie lig in ons kan raak sien. Dat hulle hoop kan vind. Heer, ons kom dra elkeen vanoggend aan U op, wat op hierdie stadium siek is, met COVID, of daar is so 'n reeks siektes, ons vra dat U regtig waar hulle sal bystaan, hulle sal krag gee, vir hulle die lig sal wys. Ons kom dra ook al die families aan U op, Heer, U ken hulle almal, U weet waar hulle swaar kry, waar hulle in die donkerte is. Dankie dat ons hulle kan oorgee aan U. Amen. Goed, gewoonlik in hierdie tyd van die diens sal ons nou 'n kollekte moment hê. Julle kan kyk op die skerm, julle kan SnapScan, vir ons 'n EFT doen, net soos dit vir julle die beste sal werk. En dankie dat ons julle ook gereeld nog vir ons bydraes maak. Kom ons gaan sing dan die slotlied, U is die lig wat in die donker skyn. Die lig wat deur die donker skyn, U is die een wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donker uit. Skyn in ons lewens tot in ewigheid. Jesus Christus, ons lof en ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons lof en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is oorwinnaar, U die dood verslaan. U het as koning uit die graf gegaan. Breek nou die bande, gooi die boeie neer. Ons is oorwinnaar saam met U, ons Heer. Jesus Christus, ons lof
Buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is die bruidegom en ons die bruid. U nooi vir die bruilofsmaaltyd uit. Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit. Ons bly by U tot in die ewigheid. Ons bly by U tot in die ewigheid. Ontvang dan die seën van die Here. Staan in verwondering oor wie God is. Staan in afwagting oor wat God gaan doen. Wandel hoopvol, want God is aan die werk. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is by elkeen van julle. Amen.